Goeiemôre almal, dit is dan vanmôre 25 Mei, lesing 20 van die Groot Johannes Evangelie boek 4 en ons gaan verder met Joshua se lering wat ons Sabbat gelees het, hoe hy vir ons waarsku om nie veroordeling teen mense op te tree wat sommer openlik boos is nie. En hy gee vir ons riglyne wat ons moet doen, om ook daai siele te help, want baie keer wil ons nie daai siele help nie. En hy vergelyk dit met, hoekom het jy liefde en deernis vir iemand wat baie ernstig fisies siek is, soos iemand wat nou sê maar kanker het, of enig ander siekte wat hom bedlend maak. Maar 'n geestelike sieke wil jy eintlik basies te lyf gaan, en jy wil hom basies die boosheid uit hom uitslat, of jy gooi hom in 'n tronk, of in 'n gestig. En daardeur sê Joshua nie dat almal so bevry moet word, of so behandel moet word nie. Hy gee nou verdere riglyne. En ons lees dan nou in hoofstuk 38, van boek 4, die ware geregtigheid. Ek neem aan, dat dit is Joshua wat praat, dat dit vir julle nou heeltemal duidelik sal wees, en daarom gaan ek nou weer verder. Wat ek gesê het, beteken nie, dat julle daarom alle gevangenisse en huise van bewaring, wat tog 'n noodsaaklike kwaad is teen die groot kwaad van baie siek siele, nou moet afbreek en alle boeye en alle swaarde moet breek nie. O nee, dit is nie wat ek sê nie, want erg besmetlike siek siele moet jy sorgvuldig afgesonder word van die gesondes, en moet so lank afgesonder gehou word, totdat hulle deur en deur genees is. So wanneer 'n mens nog Sabbat se lesing lees, moet jy nou nie dink, almal moet nou 'n vrypas kry nie. Daar is ongelukkig, veral nou in ons tyd, as ons dit vat 2000 jaar na hierdie woorde gegee is daar baie erge siek siele in die samelewing vandag. Om vir julle net te vertel hoe dit gegaan het in die boererepublieke, nadat hulle opgerig is hier in 1840, dink ek, was albei boererepublieke al aan die gang, of 1854. Dit is die Vrystaat en die Transvaal, waar die boere autonoom regeer het oor hulle self, hulle was nie meer onder Engeland nie. En toe die Jameson inval plaasvind, hier in die iewers in die 1890s, of 80s, ek kan nie onthou nie. Toe vang hulle hierdie klomp Engelse wat van Rhodesia af deurkom om die Transvaal in te neem. Maar die boere het inligting gekry en het hulle almal gevang. Toe sit hulle met 'n probleem. Toe is daar nie 'n tronk in die Transvaalse Republiek nie. Daar is nie 'n tronk nie. Hulle moes eene gaan maak en bou om hierdie klomp Engelse daarin te sit. Dit is hoe dit gegaan het in ons republieke. Daar was geen kriminaliteit nie. As daar invalle was van gevaarlike hordes swartes, dan is die kommandos perd opgesaal en hulle het hulle verdryf uit hulle gebied uit. En sekerlik 'n hele klomp van hulle doodgeskiet en weer hulle vee teruggekry. Maar dit is al wat op daai stadium geplaai het. Die boere self was van 'n adelstam en hulle het nie tronke nodig gehad om hulle medemens te beheer nie. So die eerstes is maar vir die buitelanders gewees, wat nog altyd ons grond wou gehad het, en dit toe uiteindelik in 1901 gekry het. En ons net nog verder verdruk het, maar los dit nou maar daar. So, ons moet sulke plekke hê. Ons moet plek soos, wat is hierdie sielsieke inrigting hier in Danville?
Weskoppies hê. Ons moet so 'n plek hê. Want hoe meer die wêreld in die mens toeneem, hoe meer mense basies gehaak raak aan die wêreld, hoe meer sulke plekke het jy om hulle weer of hulle uit die samelewing te kry, sodat hulle nie verdere skade doen nie. Ongelukkig is die behandeling en die maniere wat hulle daar gebruik nie altyd so effektief nie. Op die oomblik, soos ek nou Sabbat gesê het, is die behandeling maar net verdoof hulle so ver as moontlik. Maar dit is dan die manier hoe ons vandag sulke siele onder bedwang kan hou. En in ons stelsel het ons gevangenisse wat baie, baie erg is. Nie erg omdat die gevangenis so beplan is nie, maar erg omdat daar sulke bose wesens daar binne-in is. En vir ons blankes is dit baie, baie erg in 'n tronk. Dink 2 keer voordat jy dinge doen wat moontlik vir jou met die reg gaan laat bots. Want dit is baie, baie erg daar binne. Elke blanke word beskou as 'n volksbouer. Hy wil nou 'n volksstaat stig. Dan word hy saam met 70 swartes in 'n sel gedruk. En dan kry daai man bitter, bitter swaar. Want jy wil nie saam met daai mense so nou en naby aan woon nie. Ek was al binne hierdie selle terwyl toe ek nog die diens in die tronke waargeneem het. En dis hartverskeurend. Maar dit is nodig, want ons het mense wat verskriklik wreedaardig is wat rondloop op hierdie aarde. Nie net swart is nie, maar swart en wit en alle rasse. As ons net dink aan die kriminele syndikaate wat ons het, hoe anders te met daai mense, jy moet hulle in 'n tronk sit. Baie keer praat mense, ja, ons moet weer die doodstraf terugbring. Ja, die doodstraf toe hy bedryf was deur ons volk, was daar geregtigheid. Kan jy dink as die doodstraf nou in hierdie klomp korrupte regters se hande moet beland, dan sal elke wit man, al het hy net 'n brood gesteel, sal hy ter dood veroordeel word. En niemand gaan dit kan keer nie. So, dit is goed wat afskrikmiddele was, maar ons kan dit nie meer doen nie. In my tyd was die mees algemene straf was 'n pak slaag. Ons het dit laaitjies genoem. Nou ek sê vir jou, ons skool was langs 'n polisiestasie waar die laaitjies uitgeoefen is. As daai ou oor daai drom getrek word, dan skree hy deur murg en been. En hy doen net nie weer die oortreding nie. En ons het nie meer sulke goed nie. So daarom is ons gevangenisse oorvol. Daar's soveel korrupsie en dis die situasie wat ons nou het. En daarom moet ons dan met ons eie mense en eie geleedere moet ons met lankmoedigheid omgaan en besef dat hierdie siek siel genesing moet kry. Nou dis nie altyd maklik nie. Nie alle siele wil genees word nie. Hulle wil so boos bly. Hulle wil in hulle verderf lewe en dan kan jy ook niks met hom maak nie, dan moet jy hom wegstuur. Die woord sê dat ons, as jy met jou broer 'n stryd gehad het, bring dit tussen hom en jou, gaan praat met hom. As hy nie luister nie, bring hom voor die gemeente. En as hy dan nie voor die gemeente luister en sy dinge verander nie, dan moet jy hom uitjaag uit die gemeente uit. In die oorspronklike skrif staan daar, laat hy vir jou soos 'n tollenaar en 'n barbaar wees. Nie 'n heiden nie, 'n barbaar, as 'n verskillende Griekse woord vir heiden en barbaar. En dan sit jy hom uit jou groep uit. Dieselfde geld vir Philadelphia Ark as 'n gemeenskap. As die ou nie die reëls wil hou nie, dan moet hy uit. Sorry. 500 mense se regte tel meer as een ou se reg. Dis altyd so. En daar's altyd vrouens en kinders waarna ons moet omsien en beskerm.
En in daai konteks moet ons dan hierdie woorde verstaan. Maar nie julle toorn of julle woede en julle wraakgevoelens moet hulle opgesluit hou nie, maar julle groot naaste liefde en die daaraan baie nou verbonde, diep gevoelde besorgdheid vir hulle uiteindelike volledige genesing. As die ware gees van die liefde dit vir julle sal ingee, dat by die een of ander swaar sieke 'n bittersmakende geneesmiddel nodig is, bespaar hom dit dan nie, omdat dit 'n baie onryp en misplaaste medelee sou wees. Maar slegs uit ware liefde moet julle die swaar sieke 'n bitter geneesmiddel toedien. Dan sal dit hom ook sekerlik die gewenste genesing bring, en julle sal dan ryklik geseën word. Die geneesmiddel wat ek aan die begin van die aand voorgeskryf het vir die 5, was beslis nie soet en fyn van smaak nie, maar my groot liefde vir hulle het gesien, dat dit 'n onvermydelike noodsaak vir hulle algehele genesing is, en daarom was daardie bitter geneesmiddel ook 'n uiting van my groot liefde vir hulle. Daardeur was hulle die oggend des te makliker genees van al hulle kwale. En laat hulle maar eers sê of een van hulle vanweë die toegediende bitter medisyne vir my kan kwaad wees. Dit was daai 5 manne wat so wreedaardige moordenaars was, wat hy die nag laat ophang het, en die bose geeste hulle dan verlaat het, weens die verskriklike angs wat hulle in verkeer het. Maar as iemand slegs deur toorn en wraaklus gelei, 'n vermeende misdadiger op die onbarmhartigste wyse kwel en martel, dan word hy daardeur self 'n baie groter misdadiger en sal later ook des te meer bitterheid te proe kry. Met die maat waarmee jy meet, met die maat sal jy eendag vergeld word. Wie met ware liefde meet, sal ook self met ware liefde gemeet word. Maar wie toorn en wraak as maatstaf gebruik, sal eendag vir sy eie genesing presies dieselfde geneesmiddel in baie versterkte mate terug ontvang, en hy sal geen sekonde vroeër uit die pynlike inrigting in die hiernamaals kom, voordat elke harde vesel van sy siel so wit en sag gemaak is soos wol nie. So jy kan maar hierdie op die aarde spog dat jy niemand se nonsens vat nie, en jy hierdie ou dit en dat en so doen, en jy martel mense, en jy doen al die dinge wat hy nou sê hier nie gedoen moet word nie. Daai inrigtings aan die ander kant is baie, baie, baie erg. Vir die eenvoudige rede, jou siel, wanneer die siel verlos is van die liggaam, is omtrent etlike duisende kere meer gevoelig as wat jy nou in hierdie liggaam gevoelig is of kan voel. In jou liggaam kan sekere pyndrempels bereik word, so mense kan jou pynig tot op 'n punt wat jy niks verder pyn mee voel nie. Kom tot by 'n punt. En dit is nie die geval in die hiernamaals. Daar is geen beperking nie, want jy het nie 'n vleeslike liggaam nie. So iets om aan te dink, wanneer ons ander kant toe gaan met baie, baie lelike dinge wat hierdie kant gedoen is, gaan jy nie bevry word nie. Nie gou nie. Ek het julle nou deurgangs die ware aard en gesteldheid van die mens getoon, en julle kan nou nie meer sê, dit het ons nie geweet nie. Dit geld ook vir ons hier. Nou dat julle dit egter goed ken en weet, moet julle ook daarvolgens handel, en dit ook onderrig aan diegene wat aan julle ondergeskik is, en wat, omdat hulle self siek is, tot dan toe nie geweet het wat hulle doen nie. Dan sal julle as ware en gesonde medewerkers in die regte en beste mate aan my ryk op hierdie aarde besig wees, en my welbehaag sal julle by al julle gaan en staan begelei.
Gaan julle egter weer volgens julle ou geestesgesteldheid te werk? Bedink dan dat julle siel weer aan 'n siekte ly en vra dan of ek haar daarvan wil genees, sodat julle nie ten prooi val van 'n dubbele persoonlike lyding nie. Onthou die mense wat nou voor Yeshua sit, kom meestal uit situasies uit waar hulle beheer oor mense uitoefen. Ek bedoel, Sirenius is regter oor die hele Asië en 'n deel van Afrika. En nou moet hy sy ondergeskiktes ook in kennis stel van hierdie nuwe leer van Yeshua, want dit is vir hulle nie. Om hierdie hele marteling en wraak wat mense het teen ouens wat hulle in hegtenis neem, dat dit verdwyn, sodat hulle in liefde sal heers. Dieselfde met die koning, Oram van Pontus, wat ook daar sit, wat ook nou hierdie inligting kry. Dan is daar 'n klomp manne wat van Persië afgekom het, wat dan teruggaan met hierdie inligting om dit deur te gee aan hulle regering. So dis 'n baie groot les wat Yeshua nou vir mense gee, en ons, hier sit ons in Philadelphia Ark 2000 jaar later, en ons het die voorreg om hierdie les te kry. En daarom moet ons dit ook, wanneer ons in daai toestand kom, of in 'n posisie kom waar ons weer oor onsself regeer, dat ons regters aanstel wat hierdie eienskappe sal hê. Ek weet nie wanneer dit gaan gebeur nie, maar tot dan moet ons dan in ons eie klein omgewingkie waarin ons beweeg, moet ons ook in die kleine hierdie reëls nakom, wanneer ons met mense te doen het wat eintlik gevangenskap verdien. O julle wat oordeele vel en met julle oordeele die arm siek siele nog sieker maak as wat hulle voorheen was, bedink tog ernstig wat julle volgens die waarheid is en moet wees, en wat julle behoort te doen volgens die goddelike orde. Julle regters en hoogste maghebbers oor die swakheid van die volkere, wat uiteindelik tog ook al julle gesag, mag en aansien vorm, moet ware vaders van julle volkere wees, en as sodanig moet julle baie bekommer oor die algehele gesondheid van die talle kinders wat aan julle toevertrou is, en julle met alle liefde en ware vaderlike sorgsaamheid oor hulle siele heil bekommer. Artse vir die liggaam hoef julle nie te wees nie, maar des te meer egte sieleartse. Dis wat 'n leier moet wees, 'n ware vader vir sy volk, en omsien na sy kinders, sy volks, mense wat in die volk is, moet hy as sy kinders beskou, sy eie kinders. Nou kyk hoe ver val ons huidige leiers in die wêreld uit hierdie bus uit. Want hulle is nie daar vir die sorg van hulle volk nie. Ons leiers het lankal hulle volk verraai. Al hier in die 60er, 70er jare het dit begin. En het hulle nou deel van die wêreld mag geword wat glad nie bekommerd is oor die menslike welsyn nie. Veral nie oor die siele welsyn nie. As jy kyk wat fluor doen, fluoried, maak ons siel se kommunikasiekanaal met die liggaam, maak hy toe. Suiker maak die senuwees dood. En dit is juist deur die senuwees en die pineale klier wat in jou brein is, waar kontak met die siel bewerk word. En al die ander goed wat ons inasem, wat ons ingespuit word, en wat ons in ons kos kry, het alles te doen om die siel nie te laat gedei nie. Want as 'n mens se siel dood is, dan kan hulle jou beheer en hulle kan met jou maak wat jy wil, wat hulle wil. Jy sal dit doen, want jy het nie 'n strewe na hoër dinge nie. Selfs antidepressante. Ja, antidepressante doen dieselfde. Alles ten doel om die liggaam
van die siel af te sny, en dan veral van die gees, want die gees werk deur die senuweepunte. So ons het in 'n baie moeilike situasie op die oomblik, want ons leiers is nie meer leiers wat omgee vir hulle volke nie. Hulle doen die agenda saam, en dan kry ons bitter swaar. En die ergste van alles is, ons weet dit, meeste mense weet dit nie eers nie. Jy sê vir hom, jy's in 'n tronk man, dan sê vir jou wat, ek kan ry waar ek wil, ek het 'n bankrekening, ek het 'n huis. Wat se tronk praat jy van? Dit is hoe diep die mens al in die tronk is, dat hy dit nie eers meer sien nie. En dit is sekerlik die mees suksesvolste mate van beheer wat die wêreld op ons kan uitoefen. Dat hy beheer oor jou het, sonder dat jy eers agterkom jy beheer word. En jy nie bekommerd is dat jy beheer word nie. En dit geld vir al die mense wat so in hulle miljoene gaan in 'n rye staan uit vir hierdie paar jaar terug se inspuitings, inentings. Dit is hoe hulle ons nou beheer. Maar ons kry hierdie lesse om insig te kry en uit te breek uit hierdie mense se mag. As jy by jou kinders sien, dat hulle meermale julle ouerlike gebooie verontagsaam, en so nou en dan ook erg daarteen sondig, sou dit julle dan wel betaam om 'n kind daarvoor in 'n sekere sin as afskrikwekkende voorbeeld te laat martel, en uiteindelik selfs aan die kruis staan. Miskien kon 'n baie heersigtige vader dit wel eenmaal gedoen het, maar baie sulke voorbeelde sal daar nie in die wêreldgeskiedenis te vinde wees nie. Maar julle, as beter ouers, sal julle sondigende kind in elk geval wel met 'n ernstige gesig teregwys en in uiterste noodsaak ook met die heilsame tugroede straf, pak slaag. Verbeter die kinders daarna hulle lewe, dan sal dit julle seker baie genoeg gee, want dit sal 'n ware vreugde vir julle wees, om julle kinders onbedorwe en gesond voor julle te sien. Dis nou maar die voorbeeld wat vader maak, as jy 'n pa van jou kinders is, en nou as jy dan 'n leier is in jou volk, is jy dan ook nog 'n pa vir die kinders. Magtige regters, wees ook so teenoor alle mense, dan sal julle vreugde nooit eindig nie. Dink jou eers in die plek in van diegene wat julle redelikerwys moet gehoorsaam en julle wette moet navolg en aanvaar. Sal dit nie vir julle aangenaam wees wanneer hulle as julle regters barmhartig vir julle sou wees en julle soveel moontlik sou ontsien nie? Wat julle in alle redelikheid sou kon wens dat hulle met julle sou doen as julle met siek siele voor hulle sou staan. Doen dit ook aan hulle as hulle met siek siele voor julle staan. Baie eenvoudige reël wat hy nou vir ons al lankal in die Bybel gegee het, maar hier trek hy dit nou deur na die gereg, die staatsreg. Wanneer jy in daai regbank sit, dan moet jy dink dat jy, as jy daar is, wat sou jy wou gehad het as die persoon wat nou bereg word in die regterstoel gesit het? Natuurlik sou jy sy barmhartigheid wou gehad het en genade gevra het of genades wou gekry het. Nou gee dit dan vir hom. Want hierdie dinge hou nie op by die aardse lewe wat jy aflê nie. Dit gaan oor aan 'n kant toe. Siele wat jy aan hierdie kant skade gedoen het, ontmoet jou aan die ander kant. Al daai siele. En dan gaan jy 'n geweldige beproewing moet deurgaan. Want hy sê, as jy sonder genade was, sal hulle aan die ander kant ook vir jou sonder genade wees. Volgende hoofstuk, die ewige grondwet van naaste liefde. Hoofstuk 39. Kyk, die praktiese toepassing van alle wette van Moses en van alle voorspellings van alle profete
bestaan uit die volgende. Jy moet jou Elohim, jou ewige Vader, bo alles lief hê, en jou arm en dikwels siek broers en susters, onder alle omstandighede, net so lief soos jouself. Dan sal julle as ware geestelik gesonde kinders van die ewige Vader in die hemel, ewe volmaak wees as wat hy self volmaak is. En daarvoor is julle eintlik voorbestem. Want wie nie so volmaak word soos die Vader in die hemel volmaak is nie, sal nie na hom toe kan kom en vir ewig aan sy tafel eet nie. Hier beteken dit nie 'n fisiese tafel nie, dit beteken al die geestelike voorregte wat in die hemele vir ons opgedis word deur Vader. Kyk, my Sirenius, hy is nou 'n regter. Dit omvat alles wat jy voorheen as 'n moeilik te oorwonne wêreldse kwaad gesien het. Weliswaar is die leuen in die wêreld onder die mense ingewortel en moeilik om te bestry, omdat dit 'n erge fundamentele siekte van die siel is. Maar deur die waarheid te gebruik wat uit die liefde voortkom, soos wat die lig uit die vlam kom, kan 'n mens maklik met die leuen afreken. Wanneer jy egte lig nodig het vir die verligting van 'n donker vertrek, sal mense jou wysheid prys, as jy die vertrek dadelik maar eerder aan die brand steek, en dit daardeur verwoes. Daarom moet my woord en my leer nie deur die swaard verkondig word nie. Dit is so 'n mooi vergelyking. Steek die huis aan die brand, dan is daar lig, maar dan is die huis weg. Want hier verwys hy nou na, wat doen julle wanneer julle iemand wreedaardig martel, of sê nou maar tot die dood veroordeel. Jy steek basies daai huis aan die brand, waar jy eintlik veronderstel was om lig in te bring in hierdie persoon. Ons lees verder. As jy iemand wat 'n pynlike wond het wil genees, moet jy hom naas die wond wat genees moet word, nie met 'n nuwe en nog 10 maal erger een toedien nie. As jy dit wil doen, sal dit beter gewees het, as jy die eerste wond ongenees gelaat het. Waarlik, wie my woord en my leer met die swaard in die hand wil verbrei, sal geen seën van my vir sy ywer ontvang nie, maar sal self in die grootste duisternis uitgestoot word. As jy snags 'n vertrek met suiwer olielampe verlig, sal almal wat daarin is 'n aangename lig hê. Steek jy egter die hele vertrek aan die brand, dan sal almal jou begin te vervloek en jou as gevaarlike gek ontvlug. En dit gebeur dan met leiers wat huise aan die brand steek, mense huise, praat van mense, verskriklik oordeel en martel deur regbanke. En dit het reg deur die wêreld gebeur, waar almal gedink het jy gaan die Yeshua leer verbrei en versprei deur geweld te gebruik. Die grootste ene wat al in die oertyd gebruik was die kruisvaarders. Ek het groot geword dat die kruisvaarders was sulke groot, wonderlike mense. Ek het kinderboeke daarvan gelees en 'n verering vir dit gehad. Wie van julle kan nog die boek Die Rooi Ridder onthou? Die ou manne. Dit was als Rooms-Katoliek geïnspireerde geheime organisasies van die, wat noem hulle self, dit agter die Rose kruisers. Dis hoekom hulle hierdie groot kruise, rooi op wit kruise gedra. En hulle het honderde duisende, indien nie miljoene vermoë om uiteindelik Jerusalem oor te neem. En dit is nie Vader se wil nie. In Europa het ons voorouers moes vlug voor 'n gewelddadige aanslag van die Rooms-Katolieke wat saam met die regerings van daai tyd deur die bank protestante vermoor het. Toe die Erik van Nantes herroep is, toe gaan hulle mal
En dis hoekom ons Franse voorouers, Duitse voorouers, Hollandse, Belgiese, Engelse, het gevlug vir hulle geloof en het hier in Suid-Afrika beland. En dit is die bloed waaruit ons gevorm is, want in ons are loop seker nou al 'n hele klomp van daai nasie se bloed deur die ondertrouing vir die afgelope 300 jaar. En so het ons 'n sterk nasie geword. Maar in die afgelope 50 jaar, bietjie meer, het ons alles verloor wat ons gehad het. Daai veredelde saad het regtig versleg. En nou sit ons tussen ons volksmense wat nie meer 'n visie het van om te wandel binne die leer van Yeshua se liefde nie. En allerhande wêreldse dinge is belangriker vir ons as die geestelike dinge. En jy kan nie eers met sogenaamde geestelike mense praat nie, want hulle verstaan nie hierdie dinge wat ons nou sê nie. Hierdie lering van vanoggend sal nie afgaan by die wêreldse mens nie. Hulle sal met jou stryd tot die dood doen. Nou wat maak jy? Ons lees verder. Vers 5, nee. Is dit so, 5? Ja, 5. Ja. Wie preek om siele te genees, moet goed verstaanbaar, maar tevens tog sagsinnig praat, en nie soos 'n rasende, wat van woede en raserny skuimbek nie. Want 'n van woede skuimbekkende mens verbeter niemand met sy woeste geskreeu nie. Hy maak dat die toehoorders hom bespot en uitlag, of hom, as hy nog harder begin te skreeu, uiteindelik selfs met knippels en vuiste uit die gemeente stoot. Laat niemand ook versoenende woorde met sy broer spreek, as hy self nog innerlik vererg is nie. Want uiteindelik gee hy sy ergernis in sy geesdrift te veel lig en word kwaad. Daardeur het hy sy broer nie net onvergewensgesind gemaak nie, maar net nog meer tot die teendeel geprikkel en daarmee die goeie doel wat hy hom voorgestel het, ver op die agtergrond weggedruk. En dit het ek nou al baie gesien, veral hier by ons, wanneer ons geskille moet oplos, en die mense kom daar in die raadsaal by mekaar, en jy sê, hoorie, op hierdie plaas is daar geen ander reël nie, is dat jy en jou broer moet doen wat jy graag aan jouself gedoen wil hê. Stop hierdie stryd wat tussen julle nou is. Dan sal hulle met 'n baie vroom gesig, sal hulle mekaar die hand skud en vergifnis vra. Maar dan is die hart nog glad nie vergewensgesind nie. Hy doen dit maar terwille van om hier te bly en om ander voordele. En nou sê Yeshua, hierdie ding is 'n verskriklike gevaarlike ding. Want nou is jy nou nog besig bo alles om nog te lieg. Al lieg jy vir jouself, maar jy lieg. En is jy dan skuldig aan nog 'n oordeel. So ons moet wat ons sê moet in die hart ook ooreenstem. Ja, julle moet by die uitbreiding van my leer altyd vriendelik kyk, want my leer kom julle tog met die aangenaamste en verheugendste berig uit die hemele na die mense toe, en julle moet hulle dit ook met blye en vriendelike gedrag meedeel. Wat sou iemand vir jou sê, as jy na hom toe sou kom en hom uitnooi na 'n feesmaal, maar die uitnodiging soos volg inkleed? Luister, onwaardige, deur God Elohim vervloekte sondaar. Ek haat jou weliswaar vanweë jou sondes en Elohim se geregtigheid. Maar tog het ek gekom om jou met al my ten dienste staande middele te dwing om na my feesmaal te kom, omdat ek jou andersins vir altyd sal vervloek en verdoem. Maar as jy kom, kan jy
ten minste solank as wat die feesdag duur, verseker wees van my barmhartigheid en welwillendheid. So, wat 'n uitnodiging. Sê eers, wat se gesig die genooide na so 'n uitnodiging sou trek, en of die belede feesmaaltyd vir hom ook wel 'n feesmaal sou wees. Ek dink dat enige mens, hoe dom ook al, so 'n uitnodiging sou bedank. As hy nie sterk in sy skoene staan nie, sal hy welkom om daarmee onder die bedreiging van die bose gevolge uit te kom. Maar as hy hom sterk genoeg voel, sal hy die brutale uitnodiger pak en hom uit sy huis uitgooi. Dat hy so 'n uitnodiging sekerlik nie sal aanneem nie, is van selfsprekend. Nou waarom kom hierdie voorbeeld nou? Want dit is hoe ons baie keer die mense uitnooi na Yeshua, na die Vader toe, na ons gemeente toe, na ons geloof toe. Ons kom met sulke brutale uitnodigings. Dank Vader dat sy liefde al by ons pos gevat het en ons dit nie meer doen nie. Maar lang terug was ons ook skuldig hieraan. Ons het almal veroordeel wat nie gedoen het wat ons doen nie. En so het al die ander Israel gemeentes die ander veroordeel wat nie doen soos hulle doen nie. En is hulle baie brutaal gewees in hulle uitnodiging van nuwe mense. Ek weet van party plekke waar jy so versigtig is met jou woorde, want as jy net 'n verkeerde woord sê, as jy die woord Here of Jesus sê in hulle teenwoordigheid, dan is dit asof die hel oopgaan, soos hulle jou oordeel en vervloek. Dieselfde met wanneer jy by ander groepe weer kom, en jy het nie al die dinge gedoen wat hulle moet doen nie. As jy nou sou 'n stukkie varkvleis nog geëet het, o jene, jy is die skuim van die aarde. En dit sê Yeshua is nie wie ons moet wees nie. Ons met sy woord, met 'n vriendelike gesig moet ons uitdra. Ja, wanneer ons streng moet ons streng wees. Maar nog steeds vanuit die liefde. Voorbeeld het hy vir ons gegee, soos wat jy streng is met jou kinders. Jy gaan nie na jou kind, omdat hy baie stout was, sê maar hy het nou iets baie leliks gedoen. Gaan jy hom ons nou nie martel en dalk doodmaak nie. Jy gaan hom 'n pak slaag gee, en jy gaan nog net so lief wees vir hom. Dit is hoe ons die evangelie van die liefde moet uitdra, met liefde. Vers 10, juist daarom moet daar by die uitbreiding van my leer, wat ook 'n ware uitnodiging is na 'n hemelse feesmaaltyd, voor alles daarop gelet word, dat almal wat my leer onder die mense van die aarde sal verbrei, of versprei is 'n ander woord, as egte hemelse bodes, vervul met vriendelikheid en liefde, te midde van die mense sal rondgaan, en so die evangelie sal verkondig. Want 'n mens kan by die verkondiging van iets buitengewoon heuglik en goed, tog nie 'n gesig opsit soos 'n donderwolk, wat plotseling of skielik opgekom het nie. En as iemand dit tog sou doen, sou hy of 'n dwaas of 'n grapmaker wees, en as sodanig heeltemal ongeskik wees vir die uitbreiding van my woord. Het jy en jy het ook julle ander dit wat ek nou gesê het, baie goed verstaan. Baie duidelike opdrag vir ons wat die evangelie moet verkondig. Kan daai paragraaf 10 merk. Sirenius, wat berouvol geword het deur die waarheid van my waarskuwing, sê: Meester, enige waaragtige, ek het dit alles goed verstaan, en ek, sprekend vir myself, sal my in alles streng daarby hou. Natuurlik kan ek nie vir al die ander instaan nie, maar ek glo dat hulle u almal net so goed verstaan het soos ek. Ek sien nou tevens in hoe erg en hoe dikwels ek my besondig het aan die mensdom, terwyl ek na my beste wete
gewete, wil en gedagtes gehandel het, wie sal die sondes van my weer ongedaan maak? By hulle, teen wie ek gesondig het. Joshua sê vir hom, moenie jou ooit daaroor bekommer nie, maar wees besorg oor die toekomstige. Maar nou sal daar dadelik iets anders aan die orde wees. So ja, ons het almal dinge in die verlede gedoen, tot van gister toe, wat nie mooi was nie, met ons medemens. Maar laat ons dan nou die toekoms van vandag af verder, dat ons probeer om binne hierdie orde te kom, want dit gaan nie maklik wees nie. Ou bome word nie met een byl hou omgekap nie. Jy het baie bylhoue nodig, voordat daai boom val. Maar ten minste is jy aan die kap. Dis waaroor dit gaan. Jy is besig om al hierdie harde, ongenaakbare, onvergewensgesinde eienskappe wat jy het, dit te verruil vir die innerlike liefde. So, ek kom dit agter, baie keer maak 'n mens in hastigheid 'n fout, en dan sal jou stemmetjie binne in jou, die hele dag, sal dit jou aankla. Hoorie, jy het nou nie in verdraagsaamheid en liefde met hierdie persoon gewerk nie. Jy het oorhaastig opgetree, en dan, as daar geleentheid is, dan maak 'n mens dit reg. En dan hou daai stemmetjie op. Dit is hoe Vader ons waarsku en ons help om binne hierdie orde te wandel. Al klink dit vanoggend vir ons so moeilik, en eintlik, hoe gaan ons dit reg kry? Jy het die stem binne in jou, van die Gees wat praat. En as jy na daai stem luister, sal jy nooit verkeerd gaan nie. Baie dankie.